en baie welkom by Onderwys in Gesprek. In vandag se potgooi opname gesels ek met Alana Bailey. Sy is die hoof van kultuursake by AfriForum en ons gesels oor die belangrikheid van moedertaalonderrig en waarom Engels nie noodwendig die beter keuse is om in onderrig te word nie. Dit is my baie lekker om vir Alana hier by my te hê vandag en ons gaan 'n bietjie gesels oor die voordele wat moedertaalonderrig vir ons inhou. Oor die laaste tyd word nogal vreeslik gehamer oor Engels wat baie meer bevorder moet word as onderrigtaal in veral ons openbare skole en ons sien dit ook met wetgewing wat goedgekeur is ten opsigte van die Bella-wet waar spesifiek taal vereistes een van die dinge is waarop hulle hamer en dit waarop hulle hamer is juist dat Engels meer op die voorgrond geplaas moet word. En dan weet ons ook dat baie ouers meestal onder 'n indruk is dat hulle kinders bevoordeel deur hulle al van 'n jongs af blootstel aan Engelse onderrig in plaas van hulle eie moedertaalonderrig met die hoop dat dit vir hulle voordelig sal wees om eendag in die internasionale wêreld aan te pas. Maar vandag gaan dit vir my lekker wees om met Alana te gesels en net 'n bietjie te hoor waarom moedertaal so voordelig is en hoekom Engels nie noodwendig die uitweg is nie. Welkom by Onderwys in Gesprek, Alana. Baie dankie Karine, dit is my baie lekker om te gesels oor moedertaalonderrig wat my groot liefde in die lewe is. Ja, en natuurlik is ons albei passievol oor Afrikaans en is vir ons lekker dat ons hierdie pot gooi in Afrikaans ons eie moedertaal kan doen. Maar kom ons spring sommer weg. So, ons weet dat moedertaalonderrig kognitiewe en akademiese voordele inhou. Nou, kognitief beteken in die brein verstaan die kind die boodskappe beter in hulle moedertaal. En wat dan, as hulle die boodskap beter verstaan, kan hulle dan akademies ook beter uitvoering gee aan die take. Wil jy vir ons bietjie uitbrei oor hoe presies dit werk met hierdie kognitiewe voordele en hoe dit dan aansluit by die akademiese prestasie? Ja, dis nogal wat interessant is, Karine. Ek dink 'n paar dekades gelede het mense maar net gedink jou moedertaal is vir jou 'n maklike taal en daarom leer jy makliker daarin, want jy hoef nou nie die vertaling te doen na die terminologie in 'n ander taal nie. Maar met die jare het die navorsing baie uitgebrei en selfs neuroloë kyk nou baie meer na wat is die voordele van moedertaalonderrig en hoe jou moedertaal in jou brein sekere paaie skep waar langs jou denke ontwikkel. En met dit alles in gedagte verstaan jy dan vir al die dinge wat jy nie kan sien nie, soos wiskundige formules of dinge wat jy in wetenskap moet ondersoek, verstaan jy baie beter in jou moedertaal en onthou jy baie beter omdat jy dit beter verstaan en kan jy makliker oordra na nog tale toe. Ons praat nou van Engels eintlik omdat dit maar die groot bedreiging in Suid-Afrika is, maar ons vergeet daar's baie mense wat in Duitsland of in Frankryk of in baie ander lande gaan werk waar hulle nie eers in 'n Engelse omgewing is nie en hulle kan daai ander tale ook bemeester omdat die patrone vertaal en vir die verstaan van kognitiewe begrippe gevestig is in die moedertaal en daarom baie gladder werk is wanneer jy dit met swak taal in 'n tweede taal probeer doen. Iets wat vir my ook interessant is wat ek nou besef het met die voorbereiding tot hierdie gesprek was ook dat mense aanvaar jou taal so as vanselfsprekend, maar mense besef nie dat wanneer jy 'n moeilike wiskundige begrip of 'n wetenskaplike formule of 'n ding moet leer, is dit al klaar uitdagend. En dan wanneer jy dit nou nog in 'n taal ook moet basraak wat nie jou moedertaal is nie, is dit al 'n dubbele las wat op die kind geplaas word, want nou moet hulle probeer om 'n moeilike begrip of 'n formule te verstaan en nog 'n taal ook te leer in die proses, want dit is nie hulle moedertaal wat natuurlik deel van hulle vorming is nie. Presies, en ek dink baie keer dan presteer kinders eintlik goed in 'n tweede taal op skool, want op skool doen jy nog baie memoriseerwerk. So dis dalk 'n kind wat 'n goeie geheue het en hulle memoriseer en kry hulle pad deur eksamens en dit lyk
asof hulle daai vak bemeester het. Maar die oomblik wat hulle baie meer by selfstudie en selfwerk uitkom, begin hulle vasbrand. So, ouers sal baie keer sê, maar my kind is nou in, kom ons sê maar graad 6 of graad 7 en kry net onderskeidings al die pad en dit gaan so wonderlik. Maar as daai kind dalk op hoërskool beland of dalk na skool wil studeer en vasbrand, dan besef hulle nie, dis omdat daai beginpad nie in die moedertaal was nie. Ja, dis baie interessant. Die ander ding wat vir my ook uitstaan is mense kulturele identiteit en selfbeeld wat deur moedertaal bevorder word. So ek dink ook baie mense dink 'n taal is net 'n middel van kommunikasie, om 'n boodskap of om kennis of om inligting oor te dra, maar dit is soveel meer as net 'n kommunikasiemiddel. Jy kan dalk vir ons bietjie meer vertel oor die kulturele waarde en natuurlik ook hoe dit aansluit by ons as Afrikaans sprekendes, Afrikaners se kulturele identiteit wat ook in ons taal lê. Ja, ek dink vir ons is dit iets wat baie na aan onsself lê. Elke keer as iemand vra wat beteken Afrikaans vir jou, sal iemand sê, dis die taal waarin ek praat, dis die taal waarin ek droom, dis die taal waarin ek bid. En dit is letterlik so, daai moedertaal waarmee jy die eerste paar jaar van jou lewe groot word, is eintlik die taal wat jou selfbeeld vorm en ook jou verbintenis met jou familielede vorm. So daar is selfs ouers wat dink hulle doen hulle kind te guns om wanneer die kind gebore word skielik in 'n tweede taal te begin praat. Sê nou maar almal in die huis praat skielik Engels en hulle besef nie maar daar's nog steeds ooms, tannies, neefs, niggies, oupas en oumas met wie jy dan 'n heeltemal 'n ander band het omdat jy in 'n ander taal met hulle praat. Jy is baie minder natuurlik jouself en dan spoel dit natuurlik oor na die skool toe. As jy in 'n klas sit waar al die kindertjies om jou in 'n ander taal praat as wat jy by die huis praat, dan kan dit jou selfbeeld knou. Jy kan byvoorbeeld baie stiller in die klas wees want jy wil nie vra nie. So as jy verstaan, is jy gelukkig, maar as jy nie verstaan nie, vra jy ook nie vra om beter te verstaan nie, want jy is bang die kinders lag vir jou as die vraag krom en skeef uitkom. En baie keer dan naderhand bemeester die mense die taal, maar hulle bemeester nog nie daai selfbeeld duike wat hulle opgedoen het in die beginjare nie. En dit het tot gevolg word nou uitgevind dat die koers van selfdood onder mense wat nie moedertaalonderrig gehad het nie hoër is as mense wat moedertaalonderrig het. Want op die lang duur kan daai skade wat jy op 'n jong stadium opdoen, omdat jy altyd die buitestander in 'n klas was, kan bydra tot dinge soos depressie en eintlik baie ander negatiewe sielkundige gevolge. So moedertaal is baie meer as 'n kommunikasiemiddel en ek dink baie mense begin dit nou eers verstaan, maar daar's ongelukkig nog baie mense wat dit nie weet nie. En ek dink ook, ons besef ook nie in ons skole, veral in Suid-Afrika, waar ons nog Afrikaanse enkel medium skole het, en dan het ons natuurlik nou ook dubbel medium skole wat Engels en van ons ander amptelike tale in ons land het wat daar onderrig in plaasvind. Maar ons besef ook nie altyd dat daar's 'n spesifieke kultuur wat by 'n Afrikaanse skool is wat ontbreek wanneer jy sê nou maar byvoorbeeld in 'n Engelse skool is, want dit is die mense wat daar verteenwoordig word is baie wyd en mens moet dan naderhand allerhande goedjies maar net afskaf, want dit is nie moontlik om alles die hele tyd te vertaal of te verduidelik nie. So op die ou einde van die dag is daar ook 'n verlies aan 'n skool se kultuur en sy identiteit wat gepaard gaan met wanneer 'n skool van Afrikaans na Engels verengels. Definitief, ek dink ons as 'n Afrikaanse gemeenskap is baie bekend daarvoor dat ons hou van dissipline. Ek sê altyd ons is een van die mees georganiseerde nasies op aarde, want as daar 'n probleem is daar dadelik 'n komitee of 'n vereniging wat daaraan aandag gee en notules skryf en agendas het en dit spoel ook deur na skole toe. Ons Afrikaanse skole is oorwegend baie goed georganiseer. Doen goed met dinge so sport en kultuur, omdat daar mense is wat 'n ingesteldheid het van opoffering en bereid is om na ure die kinders af te rig.
So daar's baie dinge wat gebeur by Afrikaanse skole wat eintlik uniek in die wêreld is op 'n manier. En vir ons belangrik is, vir ander kultuurgroepe is dit dalk nie so belangrik nie. Hulle wil dalk weer op ander dinge fokus wat vir ons nie belangrik is nie. En dit is hoekom taal eintlik ook vir jou daai ruimte skep waarbinne jy tuis voel, waarbinne jy selfvertroue het en waarbinne jy jouself op 'n baie meer natuurlike manier kan wees as wat jy gaan wees in 'n gemeenskap waar jy maar moet aanpas by dinge wat nou nie heeltemal vir jou belangrik is nie. En dit is ook waar wat jy sê, want net soos wat ons as 'n Afrikaanse gemeenskap baie het om te verloor as Engelse onderrig alles oorneem, net so het al die ander amptelike tale wat ook maar gebonde is aan 'n kultuur, ook baie om te verloor wanneer wanneer Engels net as oorbruggingsstaal vir hulle taal ook gebruik word en dit nie verder ontwikkel word nie. Presies, want ek dink jou fokus is dan ook baie meer op die kultuur wat Engels saambring. So dinge soos spreekwoorde, tradisionele speelietjies, al daai dinge gaan verlore as jy in 'n omgewing is waar Engels eintlik nou maar oorheers. Nie dat ons sê Engels is nie belangrik nie, of dat ons sê Engels is ons vyand nie, maar ek dink ons moet net baie sterker uitkom vir alle moedertaalonderrig in die land, want ons is een van die min lande wat 'n geweldige ryk kultuurverskeidenheid het. En hoe meer ons tale uit skole uitfaseer, hoe kleiner word die kans dat daai kulturele rykdom gaan behoue bly op die lang duur. En dan natuurlik een van die groot vraagstukke en dit is iets waarmee baie ouers worstel, want mens wil natuurlik altyd vir jou kinders beter geleenthede gee as wat jy self gehad het. En dit is nou natuurlik die ekonomiese en sosiale geleenthede wat nou gepaard gaan met moedertaalonderrig. Nou, ek weet daar's baie mense wat nou sal redeneer dat Engels gee vir jou baie meer geleenthede, maar as ek myself as 'n voorbeeld kan gebruik, sal ek vragies baie swaar kry om sosiaal te verkeer in Engels, want my moedertaal is maar my sterker voordeel wanneer dit kom om sosiaal te verkeer in my eie taal. Maar ek dink daar's 'n wanpersepsie. Mense dink jy het meer geleenthede in die ekonomie wat werksgeleenthede aanbetref, en ook wat sosiale geleenthede aanbetref, maar dit is nie altyd so nie. Nee, definitief. Afrikaans is nog so sterk in die werksruimte. Ons dink nog steeds is rofweg 'n derde van die mark in Suid-Afrika is Afrikaans, en ja, Afrikaanse gemeenskap is ook 'n baie loyale ene en 'n gemeenskap wat baie gefokus is op die betaal van skuld. So ek dink dit skep vir entrepreneurs 'n baie goeie geleentheid en ook vir besighede wat in Afrikaans diens doen. Ek dink ouens soos Verseker en waarna toe is goeie voorbeelde van hoe jy taal eintlik kan gebruik om vir jou werksgeleenthede te skep. En dan die ou storie van die paadjies deur die brein. As jy 'n baie sterk moedertaalonderrig beginfase gehad het, en hoe meer jare hoe beter natuurlik, dan leer jy ander tale baie makliker en meer vlot aan. So jou Engels gaan definitief goed wees, want ons kry soveel blootstelling aan Engels deesdae deur stromingsdienste en die media en wat ook al. So jy gaan goeie Engels kan praat en jouself kan handhaaf in 'n Engelse wêreld, maar jy gaan dit definitief ook in Afrikaans kan doen, en as jy dan nog tale moet byleer, sal jy dit ook kan doen, omdat jy daai sterk basis het. Ja, en dit sluit dan ook nou aan by my laaste punt, wat sê dat, jy weet, dit mag dalk nou klink dat ons teen Engels is, en dit is glad nie die geval nie. Mens wil net nie mense moedertaal moet agterweë bly as onderrigtaal nie. So daarom Engels as 'n tweede taal bly noodsaaklik. En daar is natuurlik plek vir Engels. Ek dink mens wil net graag hê mens moet tot die besef kom dat dit nie die enigste taal is wat sukses op die einde van die dag gaan bepaal vir jou toekoms nie.
Nee, definitief nie. Ek meen, jy en ek het al die voorreg gehad om in Switserland te werk, waar daar niks Engels was nie, waar ons maar moes aanploeter met wat ons kon kommunikeer met skouers optrek en hande rondswaai en gesigte trek. So, daar's hierdie persepsie van Engels maak vir jou reg oor die wêreld deure oop en daar's so baie plekke waar mense glad nie eers Engels gebruik nie. Baie ouens sê Frans is nou besig om sterker te groei wêreldwyd en van hier teen 2050 eintlik Engels verbygaan as wêreldtaal, maar as jy moedertaalonderrig gehad het, dan is jy selfs gerad vir dit, want jou vermoë om ander tale se patrone te identifiseer, te memoriseer en te gebruik is dan sterker. En dis hoekom ons hoef nie bang te wees vir ander tale nie, mits ons seker maak dat ons moedertaalonderrig beskerm en gebruik. Ek stem beslis saam. So, ek dink, om saam te vat is die idee dat slegs Engelse onderrig nie noodwendig beter is nie, en dat ons nie oppervlakkige siening moet hê dat taal net 'n instrument is van kommunikasie nie. In werklikheid dien moedertaalonderrig as die grondslag waarop ander tale en vaardighede gebou moet word. Ek dink ook Engels as tweede taal bly belangrik, maar dit kan nooit die plek van moedertaalonderrig vervang nie. En ek dink ons moet trots wees op Afrikaans as ons moedertaal en ons moet ons kinders verryk deur hulle aan te moedig om in hulle moedertaal onderrig te kry. En deur moedertaalonderrig bemagtig ons hulle dan om ander tale aan te leer. En ek dink hulle moet aanhou om die slim besluit te maak, te studeer en te leer in hulle moedertaal. Alona, baie dankie dat ek die voorreg gehad het om vandag met jou oor hierdie interessante onderwerp te kon gesels. Dit is altyd insiggewend en ek dink ons moet aanhou praat hieroor sodat mense besef wat die waarde is wat ons het in ons moedertaal. Baie dankie Karin. En ja, ek sê ook maak 'n slim besluit en kies vir moedertaalonderrig. That's right, tot ons weer gesels volgende maand met onderwys in gesprek wanneer ons dinge verder vat en oor 'n nuwe tema praat. Mooi bly en goed gaan.